van rekord. Nou vanaand is ons laaste amptelike les. Ek gaan julle in die eksamen sien. Ek weet vir julle vraestel 1, want ek het gou vinnig die rooster voor my opkroop. Ek weet vir julle vraestel 1 gaan ek julle die aand voor die eksamen gaan ek julle weer kan sien. Maar vir vraestel 2, ek weet hoe ek sal sê, ek het gou vinnig my skerm deel, gaan daar 'n bietjie ietsie anders wees. Ek het gou my skerm deel. Nou, waar was dit? Vir vraestel 1 skryf julle dit hierso, die 28ste Mei. So dit beteken daai Dinsdag, die 27ste Mei, gaan ons selfde 6:00 die aand gaan ons 'n klas hê net om deur 'n paar laaste goed te gaan vir vraestel 1. Nou gewoonlik wat ek doen in daai laaste klas is ek gaan oor 'n paar belangrike goedjies wat julle moet ken en dan die hoofgoed. Nou die probleem met geografie is as ek dit vergelyk met die ander vakke wat ek gee, is geografie het baie meer inhoud. So al probeer ek regtig by die hoofgoed bly, is dit nog steeds bietjie van 'n lang les. So hy gaan daai aand wees. En dan die probleem met die vraestel 2 is hy word op 'n Maandag geskryf. Ek het nou gemis, hierso sê. Hy word op 'n Maandag geskryf. Nou ek het met Desiree gepraat want ek wil graag 'n les vir hom ook hê, net omdat hy oor heeltemal ander goed ook doen. Hy is regtig vir my die makliker vraestel, maar dis nog steeds baie inhoud wat jy moet leer. Nou, soos ek sê, die probleem is omdat hy op 'n Maandag val, het ek wel gevra of ek hom op die Vrydag aand kan hê. Nou weer eens, hy gaan rekord word soos altyd, so as jy hom nie kan bywoon nie, kyk net na die video want ek neem aan julle gaan ook die naweek kan gebruik om te leer. So hy gaan daar wees. Maar dit is glad nie verplig om julle klas te kom nie, want weer eens, soos ek sê, hy gaan rekord word in elk geval. Okay, maar dit is net oor die klasse gewees, spesifiek vir probleem wees, juffrou, want ons het ook nou een Vrydag gereël vir 'n wiskunde klas, so ek dink dit is 'n probleem wees nie. Okay, dan is dit goed. Ek sit nie gewoond om, soos my klasse is letterlik Maandag geskiedenis, volgende week is dit nou Dinsdag Afrikaans en dan soos op Woensdae is ek geografie. So ek het nog nooit 'n klas op Vrydag gedoen nie. So ek weet dit is natuurlik naweek, maar ek het hom regtig probeer inpas. So as julle dit al gedoen het, is ek heeltemal fyn. Ja nee, as jy nou ernstig is, dan sal jy maar moet Yes. opoffer. Ja, ek weet laas jaar, soos ek sê, ek gaan kyk hoe ek dit gaan doen, want die Afrikaanse klas gewoonlik mos vroeër en dan kom die Engelse klas direk daarna. Laas jaar het ek net Engelse klasse gehad en ek het toe die klas voor die eksamen vraestel vir elke vraestel van geografie was so net so onder die 2 ure. So ek gaan hom probeer kyk wat ek kan doen, maar die ding is ek wil dit ook nie te lank maak nie want ek probeer regtig by die hoofgoed bly. So ek sal kyk wat ek hierdie jaar doen. Okay, dan het ons laaste werk vanaand wat ons magnetiese deklinasie en ons peiling is. Nou wat lekker is van die twee, soos ek in die vorige verduidelik het, hulle kan apart gevra word, maar hulle word ook baie keer saam gevra. Daar's verskillende maniere wat hulle dit kan vra. Nou in hierdie notaboek wat ek vir julle opgelaai het, sal julle sien dat die peiling voor die magnetiese deklinasie gedoen raak. Maar ek doen dit gewoonlik altyd na die tyd en dan sal ek verduidelik net hoe dit inpas. Okay. Nou ek het 2 vraestelle wat ek net hier oopgemaak het, ons na die tyd net na die magnetiese deklinasie gaan kyk. En soos ek in die vorige verduidelik het, wat regtig moeilik is en ek kan nie verstaan hoekom hulle dit nie doen nie. Maar as hulle ou vraestelle oplaai, hulle laai vir een of ander rede laai hulle nooit die kaarte op nie, wat dit bietjie moeilik maak om deur die goed te gaan. So ek was nog bietjie besig geweest, maar gaan kyk vanmiddag of môre of ek weet ek het laas jaar 'n paar kaarte gekry wat ek by vraestelle kon bysit, maar dit is regtig in die minderheid en dit frustreer my verskriklik. So ek gaan kyk of ek dit môre vir julle kan saam oplaai en dan vir volgende week se huiswerkweek technically gaan ek kyk as ek dalk die kaarte kon gekry het of ek vir julle net 'n video kan opneem oor die kaartinterpretasie. Want die ding is uit jou 30 punte vir kaartwerk is 12 punte wat die meeste van enigeen van die vrae tel net kaartinterpretasie. En dis nie iets wat ek vir jou kan leer nie, want dit is iets wat jy op die kaart kyk en jy moet antwoord. Maar die probleem is, omdat hulle nie die kaarte oplaai nie, kan jy dit ook nie oefen nie. So dis hoekom ek gaan dan volgende week dit oplaai. So dit gaan soos 'n addisionele les wees, maar hy gaan net opgelaai wees. Okay. Dan vir magnetiese deklinasie, kom ons begin gou vinnig met dit. Nou, die is gewoonlik die een wat meeste mense haat, net vir die feit dat hy 'n bietjie van 'n langer berekeninge is wat jy natuurlik moet doen. Maar wat lekker is van hom en hoekom ek actually hou daarvan as hy gevra word, is dat
al die inligting wat jy gaan benodig, word vir jou gegee. Daar's dink net met die peiling daar gaan jy iets self moet doen, maar meeste van die goed word net so vir jou gegee. Jy moet net weet waar om te kyk en wat om met dit te doen. Okay, wat lekker is, daar's stappe wat jy kan volg en daar's een groot ding wat verander of jy dit nou gaan plus of minus, mag nou dit verduidelik. Okay. Nou, wat is magnetiese deklinasie? Dit is doeteenvoudig die hoek tussen die ware noord en magnetiese noord. Nou soos ons weet, die aarde het 'n magnetiese veld. Maar hy bly nie heeltyd of konstant op presies dieselfde plek nie. Hy beweeg. Nou die probleem met dit is 'n kaart wat 20 jaar terug geteken is, hy gaan natuurlik nie heeltemal op dieselfde magnetiese noord wees wat ons nou het nie en dit is hoekom ons dit kan uitwerk. Nou die magnetiese deklinasie verander jaarliks en dit moet bereken word. Nou dit is nie elke jaar presies dieselfde hoeveelheid wat dit verander nie en partykeer doen dit, maar meeste van die tyd is dit onewig. So hulle gee vir jou 'n moontlikheid van hoe jy dit kan uitwerk. En soos ek gesê het, al hierdie inligting word op die kaart gevind. Jy moet letterlik net weet waar om te gaan kyk. Nou hier kom die groot probleem en dit is die ding wat vir my baie keer magnetiese deklinasie moeilik maak. En dit is die feit dat magnetiese deklinasie gaan nie net in een rigting nie. Soos die magnetiese veld beweeg hy nie altyd net in een rigting nie. Hy kan wes of noord of wes of oos beweeg. Nou saam met dit is waar die probleem inkom. As hulle vir jou sê dat hy 6 minute wes beweeg het, dan is dit belangrik om te onthou dat as jy jou berekeninge doen, dat jy gaan plus, want dit neem toe. As hy oostelik beweeg, beteken dit jy gaan dit minus, want dit neem af. Mag nou verduidelik as ons daarby uitkom. Okay. Nou, ergens op jou kaart, dit is nie altyd presies op dieselfde plek nie, gaan jy hierdie inligting kry wat in die blokkie is. Kan ek sien nog 'n bietjie inzoom. Gaan jy hierdie inligting kry wat ergens op die kaart is. Dit gaan waar is dit gewoonlik? Dit is gewoonlik aan die onderkant, maar nie altyd nie. Maar wat lekker is, dit gaan altyd in hierdie formaat staan, so dit is nogal redelik maklik om dit te herken. Okay, nou daar's 'n paar inligting wat hulle vir ons gee. Eerstens sê hulle gemiddelde magnetiese deklinasie 26 grade en 31 minute wes van ware noord in Junie 2011. Dan die gemiddeldelike jaarlikse verandering 6 minute weswaarts van Junie 2011 tot Mei 2012 en is verkry vanaf dit julle gaan daai nooit gebruik nie, so jy hoef nie oor te kyk nie. Nou daar's 'n paar goed wat julle gaan gebruik wat elke liewe keer uit presies dieselfde plek uit gaan kom. Eerstens, wat was die magnetiese deklinasie in die kaartjaar? Nou die kaartjaar is altyd die heel eerste datum wat jy kry. Ongelukkig die ander datums wat hulle vir jou sit, want die oomblik as jy 2012 byvoorbeeld gebruik, gaan jou berekeninge afwees en jy gaan nie punte kry nie. So jy gaan altyd die heel eerste jaar taal wat hulle gee, gaan jy gebruik. En dan die ander ding wat jy moet weet is hoeveel verandering het plaasgevind elke jaar en dit was 6 minute weswaarts. Dit is wat jy uit hierdie blokkie gaan haal. Niks anders nie. Actually, het ek die weswaarts bysit, want dit is ook belangrik. Maar dit is wat jy uithaal. En nou moet jy na jou stappe gaan kyk. Nou wat lekker is, dat ek net gaan vinnig kyk of hulle dit hier gedoen het. Hierdie is Junie se vraestel 1, dat ek net gaan vinnig hier kyk. So hierso het hulle spesifiek jou byvoorbeeld gesê bereken die magnetiese deklinasie vir 2024 as die totale verandering 44 weswaarts is. Dan, was dit nou in die ene? Ja. Okay. Nou in party vraestelle gee hulle vir jou die stappe, maar in meeste doen hulle nie. Soos hulle hang regtig af of hulle dit vir jou gee of nie wat dit maklik maak. Okay. Maar dit volg elke keer dieselfde stappe, so memoriseer dit. Okay. So, ek het gaan vinnig afgaan. Die heel eerste stap wat jy altyd gaan doen is om die verskil in jare te gaan uitwerk. En om dit te doen is, jy gaan jou huidige jaar vat as hulle spesifiek na 2025 verwys en jy gaan die heel eerste jaartal wat jy om jou informasieblokkie gekry het, gaan jy van dit gaan aftrek. Die enigste ding wat jy moet onthou van hierdie spesifieke stap is hierdie huidige jaar. Want partykeer sê hulle vir jou, jy moet die magnetiese deklinasie vir 2025 of die huidige jaar gaan uitwerk. Maar partykeer is hulle bietjie van hulle probeer jou uitvang en hulle sal spesifiek vir jou sê, jy moet, al is dit 2025, sal hulle vir jou sê, jy moet byvoorbeeld die magnetiese deklinasie van 2020 gaan uitwerk. En as jy natuurlik nie dit raak lees nie en jy gebruik 2025 in jou berekeninge, gaan alles verkeerd wees. So dis die een ding wat jy in jou vraag net moet kyk, maar daarom sal altyd dit baie duidelik vir jou maak. Okay, so dan, jy gaan
bereken die verskil in jare, en in die geval is dit 2020, dit was nou wanneer dit opgestel was, minus 2011, en dit is 9 jare. En wat lekker is as jy hom gaan neerskryf, jy hoef nou nie stap 1 te skryf nie, maar jy begin met verskil in jare, huidige jaar, minus jaar op kaart, en dan werk jy hom net af tot jy op die ouende jou antwoord kry. Dit is stap 1. Weereens, al die informasie is vir jou gegee, jy moet dit net gaan uitwerk. Dan stap 2, gaan jy nou weer eens gaan kyk na wat was die gemiddelde jaarlikse verandering wat hulle weer eens vir jou gegee het, en dit was 6 minute weswaarts. Dit is waar die inkom. Okay, so dan skryf jy dit dood eenvoudig neer. Maar weer eens gaan sê, jy hoef nie te sê stap 2 nie, gaan sê net gemiddelde jaarlikse verandering is gelyk aan 6 minute wes. En dan stap 3, gaan jy die volgende doen, dit is nog wel 'n bietjie die berekeninge begin kom. Dan gaan jy die totale verandering bereken oor daai aantal jare. En om dit te doen, gaan jy die verskil in jare wat jy in die heel eerste stap uitgewerk het, maal met die gemiddelde jaarlikse verandering, wat jy nou net in stap 2 neergeskryf het. Okay. Dan vir stap 4, ek het actually goed deurgaan. So in die geval, ons het 9 jare gehad as verskil, daar was 'n 6 minute wesverandering, en dit gee vir jou 54 minute wes. Okay. Stap 4, nou moet jy die magnetiese deklinasie gaan uitwerk. So jy gaan begin jy gaan sê magnetiese deklinasie vir 2011, so weer eens, die heel eerste kaartjaar, wat was die magnetiese deklinasie? Dan gaan jy dit dood eenvoudig neerskryf uit die informasie uit, want dit is jou beginpunt. Dan gaan jy sê jou totale verandering van tussen daai 2 jare, dit is wat jy nou net uitgewerk het. Okay, so in die geval was dit 54 minute wes. En nou hier kom die probleem, want ek weet baie mense wat geografie het nou nie gewone wiskunde nie, so hulle sal dalk nie jou groter kalkulators hê nie, hulle sal 'n dood eenvoudige normale kalkulator hê. Jy kan hierdie ook uitwerk op 'n normale kalkulator, dis net nie so maklik as met 'n scientific calculator nie. In meeste gevalle verkies ek actually dat jy nie die ene gebruik, tensy jy weet hoe dit werk nie, want gewoonlik dan maak jy foute, en dit is waar die meeste punte vir julle vraag lê. Okay. Maar, jy gaan dan jou oorspronklike magnetiese deklinasie van 2011 neerskryf, en jy gaan jou totale verandering by plus, en jy gaan dit by plus, want dit het in 'n westerlike rigting beweeg. As hulle gesê dit was 6 minute oos, sou jy dit afgetrek het. Okay, en nou dit is nou weer waar jou koördinatekennis gaan inkom. Soos ons weet, 'n graad is 60 minute. 60 minute het 60, maar elke elke 60 sekondes maak 'n minuut, en elke 60 minute maak 'n graad. Nou die ding is, ons het 54 minute, en het ons 31 minute. As ons hulle bymekaar gaan tel, ons kyk gou hierso, ek sommer die ding gaan uithaal. As ons hulle bymekaar gaan tel, het ons ewe skielik 85 minute. Maar ons kort net, wel, as jy 60 minute raai vat, is dit 'n hele ekstra graad wat jy kry. En hier is waar die probleem inkom. Want nou moet jy dit gaan uitwerk. En soos ek sê, dis ook 'n deel van die berekeninge wat die meeste punte tel. So dit is belangrik om te weet hoe om dit te doen. Nou wat ek gewoonlik sê is, jy kan die metode gaan volg om op jou sakrekenaar te sit. Ek verkies om dit nie te doen nie. Wat ek gewoonlik doen is, ek sê vir jou, okay, gaan maak jou goed vol en dra dit oor. Dan vir dit, dink ek actually pyn gaan die maklikste wees. Ek het gou vinnig hier sommer net 'n screenshot neem. Okay, dit is waarmee ons werk. Ek moet my calculator weer uitkry. Nou weer eens, actually hy gaan kleiner raak. Ek maak hom so klein bietjie groter. Ons weet dat in elke graad is gelyk aan 60 minute, en elke 1 minuut is gelyk aan 60 sekondes, en dit is wat ons gaan gebruik. Wat lekker is hiervan, ons werk nie met sekondes nie, jy moet nie die kennis daarvan hê. Okay, nou heel eerste gaan ons graad gaan uitwerk. Nou ons weet, 85 minute kan ons 'n hele graad uithaal. So as jy 85 minute het, en jy trek 60 daarvan af, gaan jy oorbly met 25. Okay. There we go. Nou die ding is, dit is wat oorbly. Nou dit is nie altyd te sê dat jy net 1 graad daar uit gaan haal nie. Partykeer is dit 2 grade jy kan uithaal. Dit kan partykeer nogal redelike groot bedrag word. Maar ons het sopas
hierso 60 minute uitgevat, wat beteken die graad gaan met 1 meer raak. Nou, omdat hier nie grade is nie, weet ons, hy gaan net van hierheen raak. So as ons 26 grade het, en ons gaan sit 1 by, want ons het natuurlik nou die 1 graad volgemaak, weet ons dat die grade gaan 27 wees. En dan wat oorbly is 25 minute wes van Ware Noord. Nie gemaklik om dit te skryf nie. Dit is hoe jy dit gaan uitwerk. Maar die probleem is, die belangrike goed is hier om te kyk is dit in 'n westelike of 'n oosterlike rigting wat dit verander het, en maak jou goed vol. Kyk hoeveel grade jy kan uitvat, en die res van oorbly gaan dan jou minute wees wat jy dood eenvoudig hier gaan neerskryf. Die moeilike ding is om te kyk of dit gaan minus of plus, en dit is waar meeste mense gewoonlik die fout maak. Nou, wat lekker is van die, is jy kan, as jy dit wil gaan oefen, jy kan amper enige iets vir jou gaan opmaak. Hoe ons dit gewoonlik in die klas gedoen het, is jy sou vir die studente, of ek sou gewoonlik vir die studente, op die bord somme my eie goed neergeskryf het, en hulle kan die magnetiese rekenasie daar uit gaan werk. Nou soos ek gesê het, ek sou verkies het dat julle dit uit die vraestelle self kon doen, maar omdat julle nie die kaarte het nie, maak dit te moeilik. Ok, dan laat ek vinnig iets kyk. Ek sal nou by dit uitkom. Nou, daar's ook 'n verskil tussen magnetiese peiling en peiling. Ok, dit is nie besonder so groot nie, en dit is waar jy jou gradeboog gaan nodig hê. So julle sal gesien het vir die skryfbehoeftes het ek dit opgesit as vir geografie. Nou, onthou, as hulle dit in vraestel 1 vra, is die kans baie min, want hulle het dit nog nooit gedoen nie, wat hulle presies dieselfde goed in vraestel 2 gaan vra nie. Een ding wat wel belangrik is van peiling en magnetiese rekenasie, is dat hulle word gewoonlik saam gevra, maar hulle kan apart gevra word. En wat hulle baie keer hou daarvan om te doen, in vraestel 1 sal hulle byvoorbeeld magnetiese rekenasie vir jou vra, en in vraestel 2 sal hulle peiling. So, hou dit net in gedagte. Ok, maar anyway, peiling, hierso begin hy. Dit is weer eens belangrik dat jy natuurlik jou liniaal hier gebruik, of as dit 'n kort afstand is, kan jy sommer jou gradeboog gebruik. Nou wat jy gaan doen is, jy gaan weer eens kyk waar is jou 2 punte, maak kolletjies met 'n potlood op jou kaart. Trek 'n lyn tussen 2 punte met potlood, want as jy dit met 'n pen doen, gaan jy 'n verskriklike groot probleem kry by die skool waar jy skryf. Dan gaan jy jou gradeboog langs die noord-suidlyn neersit. Ok, nou gaan jy kyk presies waar lê jy op die gradeboog. Maar onthou, as jy om hierdie kant neersit, sê nou die eerste punt was daar en die tweede punt was daar. Ek het nou verkeerd gesê, jammer. Jy gaan net 2 lyne mekaar connect, en dan gaan jy weer 'n kaart, as ek nie met die highlighter kan teken nie, gaan jy met 'n liniaal net 'n noord-suidlyn teken. Jou heel eerste punt gaan op daai kruisie wees, en jou tweede punt waarna toe jy moet meet, gaan byvoorbeeld daar wees. So jy gaan hom op hom neersit, en jy gaan hom dood eenvoudig aflees. Ok, wel lekker nie. Iets wat ek altyd voorstel, is wanneer hulle met mekaar connecteer, moet hom nie tot op die punt vat nie. Vat hom altyd so bietjie langer, veral met kort afstande. As hy byvoorbeeld in jou gradeboog lê, kan dit baie keer bietjie moeilik wees om die lyne te sien. So trek hom altyd so bietjie langer, wat jy op jou gradeboog presies kan sien waar hy lê. Ok, so as hy ergens tussen 0 en 180 grade lê, is dit nog redelik, ek skryf net eenvoudig so neer. Maar, as hy tussen, wag, hier is nou die voorbeeld. Sê nou hy was hierso, maar hy lê, datum ook, hy lê nou al die pad hierso. Come on, there we go, yep. Ok, en jy meet hom. Omdat jy hierdie kant toe meet, moet jy onthou dat hierdie kant nog steeds bygetel moet word. So in die geval sal jy 180 by plus wat ook al jy hierso meet. Maar meeste van die tyd vra hulle aan die ooste, wel aan die regterkant, wat dit natuurlik baie makliker maak. Kom ons kyk nog na 'n voorbeeld. So weer eens, verbind die 2 punte met 'n reguit lyn, en soos ek altyd gesê het, maak altyd jou lyn nie skyn soos my nie, maar reguit. Verleng hom net so bietjie, want dit gaan jou help as jy hom aflees. Dan vir stap 2 gaan jy jou noord tot suid en wes tot oos lyn op die punt waarvan jy af moet meet. Dit gaan natuurlik hier wees waar op die gradeboog gesit gaan word.
Jy gaan jou gradeboog vat en net soos ek gevra het vir liniaal dat al die lyntjies duidelik moet wees, maak seker dit is presies dieselfde vir jou gradeboog. As die lyntjies nie baie duidelik is nie, gaan jy dalk onakkuraat lees en dan gaan jy punte verloor vir dit. Okay. So dan waar jy die heel eerste ding gemerk het, gaan jy jou gradeboog direk op hom sit. En jy gaan natuurlik op die buitenste nommers lees. En in die geval was hy 136 grade, dit was die peiling. Maar soos ek gesê het, wat as hy aan die linkerkant is? Jy gaan presies dieselfde doen, jy gaan jou twee lyne met mekaar konnekteer, jou noord, suid en wes en oos-lyn trek. Jy gaan jou gradeboog op hom neersit en jy gaan hom meet. Maar omdat jy aan die linkerkant is, gaan jy jou 180 grade van hierdie kant bytel met wat ook al jy hierso gemeet het. In die geval het hulle 67 grade gemeet en 180 vir die ander kant van die sirkel, so dit is 247 grade. Nou, onthou met kaartwerk, hulle gee gewoonlik vir jou speling aan elke kant. Gewoonlik met peiling is dit so 2 mm of nie millimeters nie, 2 lyntjies aan elke kant. So jy kon gesê het 6,8 of 6,9 of 6,5 of 6,6 of 6,5. Okay, so dit gaan albei kante toe. En dit tel vir die res van jou berekeninge ook. Maar probeer altyd so akkuraat as moontlik te wees en dit is hoekom is so belangrik dat jy lineaal se lyne baie mooi duidelik is. Okay, nou die is normale peiling, maar hulle kan vir jou as deel van magnetiese leknasie vra om ook die magnetiese peiling te doen. Dis presies dieselfde. So jy kan sien, jy verbind jou twee lyne, jy meet hom op jou gradeboog, in hierdie geval was dit 110. Die enigste verskil is dat jy hom nou gaan bytel. Ek het actually vir jou wys. Okay. So nadat jy natuurlik jou magnetiese leknasie uitgewerk het, is daar 'n ekstra step. Of 'n ekstra stap. Jy gaan jou ware peiling sê, wat was jou magnetiese leknasie wat jy uitgewerk het? En dit is dood eenvoudig dan hierna, ware peiling plus jou magnetiese leknasie. Jy gaan jou grade by jou magnetiese leknasie wat jy uitgewerk het gaan bytel en wat dit lekker maak tussen grade, so jy hoef nie regtig enigiets uit te werk nie, jy plus dood eenvoudig by die grade. So jy hoef dit nie te verwerk na minute of enigiets soos dit nie. Nou, daar's 'n paar maniere wat hulle dit kan vra. Eerstens, hulle kan vir jou vra om net die peiling uit te werk sonder enige magnetiese leknasie, of hulle kan vir jou die magnetiese leknasie vra en dan direk daarna die magnetiese peiling. En dan die derde een wat hulle nie so baie doen nie, is waar hulle vir jou klaar jou antwoorde vir die magnetiese leknasie gee as inligting en hulle vra vir jou om die magnetiese peiling uit te werk. So daar's 3 verskillende maniere hoe hulle dit kan vra. Okay, maar gewoonlik een van die mees algemeenste is, hulle sal gewoonlik vir jou vra om eers die magnetiese leknasie uit te werk en dan daarna die peiling. So hulle word nogal gereeld saamgevra, dis die mees algemeenste een. Okay, voor ek aangaan, ek weet ek het nou nog redelik vinnig praat, het jy verstaan waar aangegaan het? Ja en nee, dit is makliker want as die kaart daar was, dan kon jy vir beter gewys het hoe jy hom gebruik. Yes. Ek gaan vinnig kyk iets op die internet wat wys op die YouTube. Ja, ek dink wat ek dalk sal doen vir volgende week, want ek weet ek het laas jaar kaarte gekry wat saam met vraestelle gegaan het, dit 'n bietjie gevat om dit te soek. En ek kan nie onthou wat ek gesê het nie. Wat ek dan sal doen is volgende week as ek die kaartinterpretasie video vir julle opneem. As ek die kaart het, dan sal ek met die kaart deur 'n magnetiese deklinasie ingaan, dat jy net kan sien hoe presies dit werk. Nou onthou soos ek gesê het, dit gaan nie altyd presies op dieselfde plek wees nie, maar gewoonlik is dit min of meer dieselfde plek en omdat daar nie so baie inligting is wat soos dit gaan lyk nie, behoort nog redelik maklik te wees om te kry. Maar ek sal dit dan vir jou opneem as reg is, saam met volgende week se video. Okay. Dan 'n vraagie, hoe voel jy oor die res van kaartwerk? Kaartwerk was nog altyd my hoogtepunt eintlik. Ek moet net bietjie gaan sit met hom weer want ek was baie goed in kaartwerk, en as kunde eintlik. En jy is baie goed. So, ons kyk maar ek het nou hoeveel jaar of hy nog yes. En wat ek moet sê is, ek kan partykeer nie verstaan hoekom hulle sekere besluite maak vir die vraestel nie, want party jare, dan sal hulle al die formules gee, wat goed is, maar dit vat ook van die studente wat natuurlik dan gaan skryf, die kans weg om 'n punt te kry om die formule neer te skryf. En dan in letterlik tydjie die volgende jaar, dan is daar nie weer niks formules ingesluit nie, en dan kry hulle weer punte. Ek persoonlik verkies as hulle dit nie insit nie, want dit is maklike punte om te kry. En dan moet ek sê, oor die algemeen is die mense wat geografie vat, is nie gewoonlik die grootste fan van kaartwerk nie. En ek dink dis 'n groot rede omdat hulle die vraestel 2 weggevat het wat ons net kaartwerk was.
en dit dan bietjie makliker te maak. Maar die probleem met dit is, omdat jy nou nie meer 'n keuse het nie, veral nou natuurlik nou vir die teorie, moet jy alles doen. So as jy nou een deel van die werk nie geken het nie, kon jy hom soos kind of like geskiep het met die voriges en nou het jy ongelukkig nie 'n keuse nie. So ek verstaan regtig nie baie keer hoe hulle dit doen nie. Okay, Ja, verder dan, aan excuse maar me. soos juffrou Klas het ek al geleer en ek het hom gememorize en so. So dit is nie baie om te leer eintlik nie. Nee, dis goed. Ek weet wat baie mense 'n fout mee maak, is dit net al 'n vir meeste van hulle vakke, is hulle los dit tot op baie laat nippertjie en dan begin hulle eers. En dan is dit regtig baie keer te laat, veral vir vakke wat verskriklik baie inhoud het om te leer en te memoriseer en reg te kry. Ek vanaand dink, ek het 'n bietjie vinniger deurgaan. Ek kan actually gou vinnig vir die vraestelle wyse gekry het, want dit is nou 'n voorbeeld wat ek gesê het, die kaart is weer nie hier nie, so ek sal dan vir julle volgende week dit saam opsit. Indien byvoorbeeld het hulle gesê jy moet die ware peiling bepaal vanaf punthoogte, twee verskillende punthoogte, so dis 'n doeteenvoudig een vir dit gewees. En jy kan sien is 1 punt. So jy kry nie eers baie in die geval sou jy nie 'n punt eers kry vir die formule nie. Dan vir nommer 2, vra hulle magnetiese rekenasie vir 2024 as dit al 'n verandering 44 net 'n Wesvaart was. En weer eens, hulle het spesifiek gesê vir 2024, maar hulle kon dit net so maklik vir enig ander jaar gevat het. So dit is eintlik die enigste ding wat jy regtig uit die vraag self moet haal, want hierdie sal natuurlik in die inligting wees. En die laaste een het hulle aan die magnetiese peiling gesit. Dan vir die ene het hulle nou net die magnetiese rekenasie in so gesit en hy het al 4 punte, waar die vorige een 2 punte getel het. Nou ek weet met kaartwerk die berekeninge wat gewoonlik die meeste tel is jou magnetiese rekenasie vir alles wat met peiling gekombineer is en jou wat is dit in Afrikaans jou deursnee skets. Die deursnee skets vat lank, maar gewoonlik is dit nogal maklike goed wat jy kry en Laura val hom gewoonlik op die ortofotokaart sit en soos ek laas gesê het ek verkies dit want die kontourlyne is baie duideliker daar, so dit help. Ek gaan kyk of ek eintlik enigiets hier kan sien. Weer is die probleem. Onthou vir GIS is as jy die basis ken, kan omtrent enigiets van die teorie vir jou vra en jy behoort nog redelik goeie punte daar te kry. Die probleem by GIS kom in met die interpretasiefrase spesifiek na die kaart verwys. So dis nou weer waar daai moeilikheid inkom. Ja. Dan, soos ek gesê, dis kan of ons laaste amptelike les gewees, die ander gaan net eksamen preparasie wees vir die eksamen en hulle gaan in elk geval ook opgeneem word. So ja, het jy dalk enige vrae oor enige van die werk of is jy okay? Nee, ek is okay, juffrou. Ek sal sê wanneer daar iets hak. Maar ek dink ek gaan gou vir juffrou 'n foto. Ek dink ons kry so 'n kaart hier. Dit is Dan gaan jy kyk. ek het saam met die boek het ek 'n kaart gekry. Ek gaan gou kyk wat ek kan Kyk dit of ek hom kan. Dis bietjie klein. Dis dit reg woord min of meer te kan sien. Waar gaan jy hom stuur op Google Meet of op WhatsApp? Ek stuur hom sommer een keer op die WhatsApp, die geografie. Kom ek kyk gou. Okay. Dit is jou ortofotokaart. Dit is die een wat 1 tot 10000 is. Dan gaan vandag hier vir jou wys. Ek het gou vandag net dit gaan insit. Nee, ek wil nie dit hê nie. Die is jou 2 kaarte wat jy gaan kry. Jou een wat altyd lyk soos 'n tekening aan die kant is jou topografiese kaart, hy gaan altyd 1 tot 50000 wees en jou ortofotokaart gaan altyd 1 tot 10000 wees. En onthou gewoonlik ergens op 'n topografiese kaart gaan jy 'n rooi blokkie sien soos hierdie. En daai rooi blokkie is dan die ortofoto area wat dan uitgebeeld word. Okay. Nou gewoonlik soos ek gesê het, voor 2020 het jy 2 verskriklike groot kaarte gekry en jy moes hulle op jou tafel kan of gebruik het, maar na dit, soos wat julle nou gaan kry, julle gaan albei van hierdie op dieselfde bladsy kry. As ek reg onthou, is dit 'n A3 en hy het albei kaarte op en dan onder gaan daar nog steeds die inligting wees oor wat op die kaart aangaan en al daai goed, sowel as die magnetiese rekenasie inligting. So dit is wat julle nou gaan kry en wat lekker is
Julle gaan natuurlik in Suid-Afrika kry, so hopelik is dit iets wat bietjie meer bekend is. En dan die enigste ander ding wat jy dan ook moet onthou, is dat die begin van afdeling B vir vraag 3 gaan altyd algemeen inligting hê oor die area wat jy gaan werk. Nou partykeer veral by jou kaartinterpretasie is daar sekere vrae se antwoorde wat jy hier uit kan haal, wat dit ook 'n bietjie makliker maak. Maar natuurlik meeste van die goed gaan direk van die kaart afkom. So ja. Ja, maar ek sal weer vir jou sê waar, maar ek dink nie daar's gele hakplek wees nie. So ek kom al deur gegaan het, dink ek jy behoort 'n hakplek te wees nie. En dan wat jy vroeër gepraat het van die deursnee, ons is nou besig in wiskunde met dit, so dit is ook nie 'n probleem nie. Yes. Behoort nie 'n probleem te wees nie. Ek dink die belangrikste ding met die deursnee is met hom net nie meer in die hol trek nie. Jy gaan punte verloor, maar dit is dan maklik. En dan was daar nog iets wat ek nou wou gesê het oor die kaartwerk. As jy ek weet jy vind nou 'n bietjie beter oor die kaartwerk, maar gewoonlik wat ek sê vir studente is laat ek behalwe vir die feit dat jy laaste in die eksamen is, maar doen eers die teorie en dan fokus jy laaste op die kaartwerk, want meeste van die tyd doen mense gewoonlik beter met die teorie as die kaartwerk. Okay. Maar dit is regtig heeltemal subjektief vir elke mens. Ja, vraestel 2 lyk nie te moeilik nie. Vraestel 2 is dit vraestel 2, ja. Hy is meer wat jy moet antwoord net ja, 1 tot 4 of 1 tot so. Ja. En dan doen ek kies 'n kolom aan B. Ek het die vraestelle ook af laat haal vir my. So ek dink ek behoort Beslis. Ek dink die grootste verskil tussen my tussen vraestel 1 en 2 en ek weet ek sê vraestel 2 is makliker, maar die inhoud self, veral as jy nou kyk na die eerste afdeling, daar moet jy baie meer spesifiek wees en is moeiliker om 'n punt te kry. Waarin vraestel 2, dit is vir my baie makliker as jy kan so 'n bietjie gorrel en jy kan partykeer 'n punt of 2 kry. So dit is vir my die makliker vraestel. So ja. Ja.